In hierdie sessie praat ons meer oor wat dit beteken om met die Gees vervul te wees of met die Gees te wandel of deur die Gees beheer te word. Eintlik maar almal wisselterme vir presies dieselfde ding. Ons het nou al heel dikwels daarop gewys van hoe volkome God se werk in ons is, dat hy in ons kom woning maak, dat ons 'n nuwe identiteit ontvang. Ons het weer die vermoë om werklik in 'n intieme verhouding met God te leef. Maar ongelukkig is dit ook so, en dis ook iets wat die Bybel sê, dat kinders van die Here nog altyd wat genoem word 'n vleeslike lewe kan leef. Nou dit is maar net 'n manier om te sê dat ons nog vanuit die ou self of die vals self, die self wat om jouself gaan, die self waarvan ons nou al baie gepraat het, waar dit gaan oor my naam, my koninkryk en my wil. So 'n lewe kan voortgesit word, al is jy 'n kind van God. En ongelukkig dink ek die hele benadering wat so lank in die kerk gevolg is, dat ons tog net wil hê, mense moet tog net sekerheid kry dat hulle hemel toe gaan. Mense daar gelos het, dat hulle onder die indruk gekom het. Dis al wat saak maak. Verder kan die ou self of die vals self maar nog dikteer. Wat dan eintlik lei tot 'n baie 'n lewe wat arm is en uitmis op die rykdom, die oorvloed wat Jesus van gepraat het, toe hy gesê het, ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Want as daar 'n lewe gelei word vanuit die ego of vanuit die vals self, dan gaan dit maar, jy weet, nog die ou stryd nog voort. Jy gaan nog maar al die tyd op die ou maniere probeer om jouself te handhaaf. Want daardie ou self, die vals self, bly maar verskriklik kleinserig en lig geraak, krities en krapperig en baie gou op sy perdjie. Nou die werk van die Heilige Gees is juis om ons te begin sensitief maak daarvoor, wanneer ons anders leef as wat God bedoel het. En ek glo, by enige kind van God wat werklik in 'n verhouding met hom leef, sal sensitief wees. Die Gees sal so 'n persoon attent maak daarop, as daar gedrag of optredes is, wat nie in lyn is met wie God is nie, wat nie trou is aan die natuur van Christus nie. Maar iemand wat volhardend, maar net gewoond raak daaraan, verloor iets van daai sensitiwiteit, asof die gewete geleidelik net al hoe meer doodgaan, en dit later maar net 'n manier van lewe word. Maar die werklikheid is, dat die Gees in ons kom woning maak het, en dat ons die vermoë het om te luister, aan hom aandag te gee, met hom te wandel, van hom te leer. En dit is 'n ontsaglike groot voorreg wat ons het in hierdie wêreld, dat ons nie op ons eie is nie, dat ons nie op ons eie hoef te leef en te werk nie. En dit is eintlik 'n opdrag wat aan gelowiges gegee word. Een van die min opdragte. Ons het geen wette wat ons hoef na te kom nie, maar daar word verskillende kere gesê, Paulus sê dit, word vervul met die Heilige Gees, in die ou vertaling. Die nuwe vertaling sê, laat die Gees julle vervul. Op 'n ander plek, Galasiërs 5 vers 16, sê hy, wandel deur die Gees. Dit gaan daaroor 'n manier van lewe in 'n verhouding met die Gees, sodat die Gees al hoe meer in beheer kom van jou totale lewe en optrede. Nou, ek dink daar's baie keer 'n misverstand hier rondom. Baie mense dink aan geesvervulling as een of ander ervaring wat jy moet deurgaan. Dat die Gees oor jou kom en jou vul en nou verander hy alles en in oomblikke is alles uitgesorteer en nou kan jy net 'n wonderlike lewe lei. Ek ontken nie dat mense dikwels ervarings met die Gees het of wonderlike ervarings nie, maar so ervaring sal ook net 'n tyd lank hou. As die persoon nie volledig volgehou leer om te wandel met die Gees nie. Nou wat beteken dit? Sien, die Heilige Gees is 'n persoon. Dis nie 'n vloeistof wat jou vul, soos vloeistof 'n koppie vul of 'n glas vul nie. Om met die Gees vervul te wees is maar net 'n manier om, wat Paulus sê, laat die Gees julle gedrag bepaal, of wandel met die Gees, want dit gaan oor 'n persoon. So dit gaan oor 'n verhouding met 'n persoon, waarin jy leer om na hierdie persoon te luister, aan hom aandag te gee, hom toe te laat, om vir jou wysheid te gee, insig te gee, en om toe te laat om jou te lei ten opsigte van die totaliteit van jou lewe. Dat jy leer om sensitief te wees vir hoe die Gees in jou werk.
En dit weer vra dat jy stadiger en met aandag sal leef. Jy kan nie maar 'n gejaagde lewe leef en jou eie doelwitte najaag en verwag om die leiding in die stem van die Gees duidelik te hoor nie. En dit is ook baie opvallend dat Paulus daaroor praat as 'n voortdurende handeling wat moet plaasvind. Hy praat nêrens daarvan as 'n eenmalige gebeure wat moet jou gebeur nie. Hy sê dit in sy briewe, hy sê, lê die ou mens af. Dit beteken hierdie vals self, die ou manier van lewe, moet voortdurend afgelê word. Die woorde wat hy daar gebruik in die Grieks is in 'n bevelsvorm geskryf, maar dit is 'n imperatief, dit word gegee as 'n opdrag, maar ook wat 'n voortdurende handeling het. Iets wat nie net gedoen word en is klaar nie. Dis iets wat gedoen word en aanhoudend gedoen moet word. Sê hy, lê die ou mens af, laat gaan. Dit beteken doodgewoon, maar laat gaan die aandrang van die vlees. En al wat nodig is om te leer om dit te erken en dit te laat gaan, dit af te lê. Dit net te laat verbygaan, nie toe te gee daaraan nie. En dan sê hy daarmee saam, beklee julle dan met die Here Jesus Christus. Met ander woorde, met die nuwe mens, die ware self, wat Christus kom vernuwe het deur sy werking. Beklee julle daarmee. En dis hier waar die Heilige Gees 'n belangrike rol speel, om ons bewus te maak daarvan, wanneer die vals self na vore kom, sodat ons dit kan laat gaan, en sodat ons weer kan draai na Christus toe, en ons beklee, dit beteken letterlik om die natuur van Christus aan te trek soos 'n kleed. Nou, dit klink na vreemde terme miskien, maar dit is wat Petrus ook sê. Hy sê, God het aan ons 'n nuwe natuur gegee, dis reeds in ons. Om ons daarmee te beklee beteken net, ek moet daaraan oorgee, ek moet dit erken, ek moet dit ontvang, ek moet erken, die vals self skryf nie meer voor nie. Ek het die vermoë om te luister na die ware self, wat in hierdie verhouding leef met Christus wat binne my is. Hy woon in my, hy is altyd teenwoordig. Hy laat my nie een oomblik alleen nie. En ek kan altyd na sy stem luister. Ek glo Jesus het dieselfde aan ons beskryf toe hy gesê het, die wat nie hulle kruis opneem en my volg nie, kan nie my disippels wees nie. Nou wat beteken dit om die kruis op te neem? Dit is presies wat dit beteken dat jy moet sterf aan die vals self. Die vals self wat voorskryf en wat wil in beheer wees, om daaraan te sterf, nie aan die ware self wat geskep is na die beeld en die gelykenis van God nie. Dis die ware self wat hernuwe is, wat nuut gemaak is in Christus. Dis die ware self wat weer die vermoë het om in hierdie verhouding met God te leef, waar jou gedrag volledig deur hom beheer word, waar jy wandel met die Gees en 'n geesvervulde lewe kan lei. En dis hoekom dit vir ons so 'n belangrike deel van hierdie reis is, die stilword gedeelte vooraf. Want dit is waar ons oefen om te luister na sy stem. En hoe meer jy in jou stilwordtyd leer om te luister en sy stem leer ken, hoe makliker gaan dit vir jou wees om ook deur die loop van die dag na hom te luister en sy stem te erken. En in daai verhouding met hom te leef, waar hy volledig in beheer van jou lewe is. In hierdie week se stilword gedeelte het ons gekyk na Johannes 12, waar Maria na Jesus toe kom en net in liefde sy voete salf met die duurste, kosbare reukolie wat sy het. Sy stort dit eenvoudig op hom uit. Ek glo natuurlik dit wat hier deur Johannes beskryf word in Johannes 12 en die verhaal wat deur Lukas vertel word, waar Jesus by Lazarus en Maria en Martha gekuier het, Maria aan sy voete kom sit en na sy woorde geluister het, en Martha in die haai kombuis besig was. Ek glo dit het by dieselfde geleentheid gebeur. Dis net hoe dit deur die twee evangeliste verskillend vertel word, die verskillende aksente wat hulle lê. So vir my gaan dit daar oor Maria wat met hierdie oorgawe kom. Sy kom gee die beste wat sy het. Sy stort dit op hom uit. Dan gaan sit sy aan sy voete en luister. Drink sy woorde in. En dis daardie houding en daardie gesindheid wat demonstreer wat oorgawe aan God is. Dat ons niks op hom kan mors nie. Ons kan nie ons geld op hom mors nie. Ons kan nie ons tyd op hom mors nie.
Want niks, maak nie saak of dit tyd of geld of wat ook al is nie, wat aan hom gegee word, is gemors nie. Dit is eintlik al wat werklik sinvol benut is. En dit bring ons nader aan daardie intimiteit, daardie verhouding, waar ek kan weet, my lewe word beheer deur die Gees van God. Die Gees vul my, elke deeltjie van my lewe, en ek kan in die Gees wandel. En dan, sê Paulus, die wat in die Gees wandel, sal nie so maklik toegee aan die versoekings van die vlees nie. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.